Goeiedag, broeders en susters en almal van julle wat saam luister en kyk vandag weer. Nou ons wil vandag voortgaan met ons studie in artikel 1 van ons Nederlandse geloofsbelijdenis, waar ons op die oomblik fokus op God se wesensname of God se deugde. Kyk 'n bietjie hoe bely ons daaroor in ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1. Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige, enkelvoudige en geestelike wese is wat ons God noem. Nou ons kon al in ons studie in artikel 1 van ons Nederlandse geloofsbelijdenis lekker diep ingaan op God is enig, God is enkelvoudig, God is gees en God is ook persoonlik. Ons kan hom benoem, ons kan hom op sy naam noem, ons kan in 'n verhouding met hom leef. Maar dan in die volgende sin van artikel 1 kom ons by God se wesensname of sy deugde. God is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Dis God se wesensname of God se deugde, ons kan ook sê God se eienskappe. Nou, ons was verlede week by die eerste wesensnaam of deug of eienskap, God is ewig. En waaroor gaan dit? Wel, dit praat oor God en tyd. Dit sê vir ons God is bo tyd, God is voor tyd. In begin het God die hemel en die aarde geskep. Toe was hy al reeds daar. In die begin, die tyd begin, is God reeds daar. Hy is voor tyd, hy is bokant tyd, hy is die bepaler van tyd, hy is ook binne in tyd. Ek dink een van die wonderlikste openbarings van God binne in tyd kry ons in Galasiërs 4 vers 4 en 5. In die volheid van die tyd, of toe die volheid van tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. God stuur sy seun, God self kom binne in tyd in, om ons te kom verlos, die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons kinders van hierdie ewige God kan word. Dis wat God doen in die volheid van die tyd, maar dan ook in jou lewenstyd, kom hy in jou lewe in deur die Heilige Gees. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy seun in julle harte uitgestuur, binne in die tyd van jou lewe, en die Gees roep Abba Vader, en jy roep agter hom aan. Nou, as ons net na hierdie twee versies kyk, dan sien 'n mens dat God en tyd, God wat ewig is, net jou lewe so radikaal raak. Wie God is nie maar net een of ander akademiese oefening nie. Om oor God se eienskappe, sy deugde, sy wesensname te leer, is nie maar net om al hoe slimmer in teologie te word. Nee, dit raak jou lewe. Dit bring jou in verwondering oor hierdie God, dit bring jou by aanbidding, dit bring jou by dieper verhouding en dieper vertroue op God. Nou, as ons nou vandag verder aangaan in NGB artikel 1, dan wil ons uitkom by die volgende wesensnaam of deug of eienskap van God, waaroor ons bely hier in artikel 1. En dit is dat God onbegryplik is. God is ewig, onbegryplik. So dis waar ons nou wil fokus op. God is onbegryplik. Maar wat op aarde beteken dit as God onbegryplik is? Wel, nie dat ons God nie in 'n verhouding kan ken nie. Nee, dis nie wat dit beteken nie. En mens sien dit 'n bietjie as ons ingaan op Jeremia 31 vers 31 tot 34 en daar kry ons die Here se profesie deur Jeremia oor sy nuwe verbond. En kyk 'n bietjie, wat sien ons nou daar raak? Kyk, daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en met die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. 'n nuwe verbond sal sluit. En dan sê die Here, hierdie nuwe verbond gaan anders wees as die vorige verbond wat hy met hulle gesluit het toe hy hulle uit Egipte uitgelei het. Dis die ou verbond of die Sinaï verbond, en dit het Israel aan mekaar verbreek. Hierdie Sinaï verbond, gaan lees maar net die geskiedenis van die Ou Testament daarvan Exodus af, deur die rigtersgeskiedenis, deur die Samuel geskiedenis, deur die koningsgeskiedenis, dan sien 'n mens dat Israel aan mekaar die verbond van die Here verbreek en agter ander gode aangaan. Maar dan sê die Here, ek kom maak 'n nuwe verbond. Ek kom maak 'n nuwe verbond. En hoe gaan hierdie nuwe verbond wees?
ek gaan my wet in hulle binneste gee, skrywe, of gee dit in hulle binneste en skryf dit op 'n blad, en ek sal vir hulle 'n God wees, hulle sal vir my 'n volk wees. Daar is verhouding. En dan verduidelik die Here daardie verhouding verder. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie. Hoekom nie? Want hulle sal my almal ken. Met ander woorde, onbegryplik, as God onbegryplik is, dan beteken dit beslis nie dat ons God in 'n verhouding kan ken nie. Dis dan juist hoekom die Here die nuwe verbond maak, en Christus is die een wat hierdie nuwe verbond bring, en dit is die groot doel is dat ons God in 'n verhouding regtig kan ken. Jesus self praat ook daaroor in Johannes 17 vers 3. Hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Nou net in die vorige vers het Jesus gesê dat hy na kruis toe gaan om vir ons die ewige lewe te gee. En dan verduidelik hy, wat is hierdie ewige lewe? Om die Here te ken. Los van die Here, buite verhouding van die Here is jy in ewige dood. Maar om die Here te ken, dit is die ware lewe. Dus, as God onbegryplik is, beteken dit nie dat ons God nie in 'n verhouding kan ken nie. Maar, nou is die vraag, wat beteken God se onbegryplikheid dan wel? Wel, dit beteken, jy kan nie God begryp nie. Jy kan hom nie met jou rede en jou verstand omgryp nie, klein kry nie, omvat nie. Ons kan nie God omvattend ken uit ons eie rede en verstand nie. God se onbegryplikheid sê, ons verstaan en ons ken is beperk. Dis beperk. Ons kan God alleen ken in soverre hy hom aan ons openbaar. Kom ons gaan 'n bietjie dieper hierop in. Hoekom is dit so dat ons God nie met ons rede kan omvat nie, kan begryp nie? Hoekom is dit so dat ons rede beperk is? Wel, dit gaan oor die feit dat God net so radikaal anders is. Hy is die skepper, ons is skepsels. En dan hier 'n baie belangrike ding. Hy is oneindig, ons is eindig. Nou, ons gaan 'n bietjie dieper hierop in. God is oneindig en ons is eindig, en dan gaan ons hierdie ding beter begin verstaan dat God onbegryplik is en ons hom nie met ons verstande kan omvattend kan ken. Nou, as God oneindig is, dan beteken dit hy is ewig. Dis een van die dinge wat sê hy is oneindig. Hy is oneindig in terme van tyd. Ons lewe binne in tyd. God is bo tyd. God is buite tyd. God is voor tyd. Hy word nie ingeperk deur tyd nie. Dink jy dit 'n bietjie in? Ek bedoel, ek is gebore in 1974, ek leef deur die Here se genade nou nog steeds, ek is omtrent 52 jaar. Maar ek kan my nie indink hoe dit is vir God om my 52 jaar op een slag raak te sien, omdat hy bo my tyd is. Ek is binne in hierdie 52 jaar vasgevang. Ek het al vergeet, ek kan nie eens onthou dit was toe ek 2 of 3 jaar oud was en toe ek 'n babatjie was nie, dit kan ek glad niks van onthou nie. God weet dit, want hy is bo tyd, hy sien dit alles in een slag raak. Ek kan my dit nie indink nie. God is my onbegryplik. Hy is oneindig in terme van tyd. Hy gaan bokant my begrip uit. Hy is ook bokant ruimte of buite ruimte, of hy word nie deur ruimte ingeperk nie. Hy is binne in ruimte, maar hy word ook nie deur ruimte ingeperk nie. Hy is alomteenwoordig. Ons is ruimte. Ek is liggaamlik. Ek leef op die grond. Ek leef binne 'n groot planeet. Ek is aan ruimte gebonde. God is alomteenwoordig. Dit gaan bokant my begrip en my verstaan en my rede uit. Ons weet nie alles. God is alwetend. Nou as ek na hierdie oneindigheid van God kyk, dan kan dit nie anders nie, dan kom ek uit by dit wat Dawid sê in Psalm 139 vers 1 tot 6. Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan lê, en U is met, of U deurvors my gaan en my lê. U is met al my weegoed bekend, want daar is nog
geen woord op my mond nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my. God is onbegryplik. God is te hoog. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my. Te hoog. Ek kan daar nie by nie. Daar sien ons net die belydenis, die diepe, nederige belydenis van God is onbegryplik. Ek kan met my verstand hierdie groot oneindige God, wat net nie begryp nie. Hy is vir my onbegryplik. Ek wil sê Job 36 vers 26 dit. Kyk, God is groot en onbegryplik vir ons. Die getal van sy jare is onnaspeurlik. Psalm 47 vers 5 sê, ons Here is groot en ryk aan krag. Sy verstand is oneindig. Ons kan ons dit nie uitdink nie. My verstandsvermoë het 'n einde. Dit het 'n einde. Geef vir my maar net 'n paar wiskundige somme, dan wys ek jou vinnig hoe eindig my verstandsvermoë. God se is oneindig. Jesaja 55 vers 9 sê, soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. God gaan bokant ons rede en verstaansvermoë uit. Hy is onbegryplik. Onbegryplik. Nou is die vraag, hoe raak dit jou prakties? Ons het dit eintlik nou al mooi gesien daar in Psalm 39 nie. Dit bring by my nederigheid, dit bring by my verwondering, dit maak my net diep afhanklik. Ek weet dat sonder die God wat vir my onbegryplik is, kan ek hom nie ken. Ek het sy openbaring nodig. Ek het sy openbaring nodig. En daarom is ek nederig, ek is vol verwondering, ek is diep afhanklik. Ek weet, ek het hierdie God nodig. As ek in 'n verhouding met hom wil wees en daarom werklik lewe wil hê, het ek nodig dat hierdie God in openbaring na my toe kom, my kom ontmoet en in 'n verhouding met hom bring, want op my eie bly hy onbegryplik. Dit is so anders as die hoogmoed van rasionalisme. Wat sê rasionalisme? Ek en my rede kan autonoom, los van God en sonder God opklim tot die kennis van God. Ek het nie openbaring van hom afnodig nie. Nee, ek kan dit uit my eie reg kry. Nou, ons sien dit byvoorbeeld hierdie rasionalistiese hoogmoed by iemand soos René Descartes. Hy leef in 1596 tot 1650 en hy werk met, maar ek kan autonoom, los van God en sonder God opklim tot die kennis van God, tot die sekerheid dat God daar is. En dan begin hy hierdie projek van hom deur te sê, maar ek het nie eers sekerheid van my eie bestaan nie. Hy sê, al waaroor ek seker is dat ek twyfel. Ek bedoel, is my eie bestaan nie net een reusagtige misleiding, selfbedrog nie? Is dit nie een of ander psigose waarin ek verkeer nie? Is ek regtig hier? En dan begin ek weer te sê, maar al waaroor ek seker kan wees is dat ek twyfel. Maar dan stap hy verder en hy beredeneer dit. Hy sê, as ek twyfel, dan dink ek. Maar dit sê, dat ek sekerheid kan hê van my bestaan, want om te kan dink, moet ek daar wees om te dink. Dus, ek dink, daarom bestaan. En so kry René Descartes sekerheid van sy eie eksistensie, van sy eie bestaan, van sy eie ek is hier. Maar dan beweeg hy na die bestaan van God toe. En hy sê, die idee van 'n volmaakte, oneindige en almagtige God is in my denke. Ek ontmoet heeltyd hierdie denke van, daar moet 'n God wees, hier binne in my denke. En hy sê, die idee moet 'n oorsaak hê. Die idee van 'n volmaakte God kan nie deur 'n onvolmaakte wese veroorsaak word nie. Dit kan slegs veroorsaak word deur 'n God wat werklik bestaan. So hy sê, die idee van God in my kop
beteken God moes daar die idee veroorsaak het en dit beteken God is regtig daar. Hy bestaan. Sien julle hoe redeneer Descartes hierdie uit met ek en my rede? Of hy sal sê, om 3 hoeke te hê, behoort tot die konsep van 'n driehoek. En dan sê hy volgende, bestaan, werklike eksistensie, is deel van die konsep van God. Hy sê, maar aangesien die konsep van God deel is van my denke, beteken dit dat God werklik moet bestaan. Sien, aan mekaar is hy besig om te werk met ek en my rede kan autonoom los van God en sonder God opklim tot die kennis van God. Wat sê God hieroor? Hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 21 deur sy apostel Paulus, aangesien in die wysheid van God die wêreld deur wysheid God nie geken het nie. Hier is 'n belangrike ding. Ons kan met ons eie wysheid God nie ken. Wanneer 'n mens probeer om met jou rede los van God, autonoom, sonder God, op te klim tot die kennis van God, dan kan jy uiteindelik goeie sê soos wat René Descartes gesê het, maar beteken dit dat jy regtig God ken? Nee, Spreuke 1 vers 7 sê, die beginpunt van kennis is die vrees van die Here. Nie ek en my rede los en autonoom van God nie. En dan sê 1 Korintiërs 1 vers 21 dit ook. Ons ken deur ons wysheid God nie. Maar wat het God gedoen? Hy sê, Paulus sê, aangesien dit in die wysheid van God die wêreld deur wysheid, soos die van René Descartes, God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking, die wat glo, te red. Deur die dwaasheid van die prediking. Ek staan voor God met leë hande. Hierdie God is vir my totaal onbegryplik. Hy is my totaal onbegryplik. Ek begin iets verstaan van die nodige komet. Ek het nodig dat hy hom aan my openbaar. Hoe gebeur dit? In die dwaasheid van die prediking wat Christus aan ons verkondig. So, hier is die eerste ding, hoe die werklikheid van God se onbegryplikheid jou prakties raak. Maak my nederig, maak my vol verwondering, maak my besef hoe nodig ek God het, hoe afhanklik ek is. Sonder dat God, wat vir my onbegryplik is, om aan my openbaar, kan ek hom nie ken nie. Die wonder is dat God, wat vir my onbegryplik is, hom aan my kom openbaar. En die hoogtepunt van die openbaring is in Christus. Johannes 14 vers 7, daar sê Jesus, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. As ons in verhouding met Christus kom, kan ons God ken. Jesus sê in Johannes 14 vers 9, hy wat my gesien het die Vader gesien. Wow, hierdie onbegryplike God, ons kan hom geestelik begin sien. Hoe gebeur dit? Ons sien Christus en die Vader in die woorde van Evangelie. Paulus sê in Galasiërs 3 vers 1, dat Christus voor julle oë afgeskilder is as onder julle gekruisig in die prediking van die Evangelie. Deur die dwaasheid van die prediking kan ons die onbegryplike God in verhouding met Christus leer ken. Dit is so anders as die agnostikus. Die agnostikus sê, ek kan nooit sekerheid hê oor die bestaan van God nie. Dis nou net maar die teenoorgestelde van die rasionalis, né? René Descartes. Hy sê, ek kan nooit sekerheid hê oor die bestaan van God nie. As God daar is, dan is hy te oneindig, te transcendent. Ek kan hom nie ken nie. Of hy sal sê, ek kan alleen sekerheid hê van dit wat ek sintuiglik kan waarneem en ervaar. As God daar is, kan hy nie sintuiglik waargeneem en ervaar word nie. Dus ek het geen sekerheid dat God bestaan. Nou uiteindelik is dit 'n lewe sonder God. Dis 'n lewe sonder hoop, dis 'n lewe sonder waarheid, want God is die bron van ons waarheid, God is die bron van ons hoop. Dis 'n lewe sonder doel, want God is die groot doelgewer. Dis 'n lewe sonder werklike lewe, want Johannes 17 vers 3 sê, dit is die ewige lewe, dat ons God ken, dis wat Jesus daar sê. Weet julle, die waarheid is anders as die rasionalis, dit wat die rasionalis sê, die waarheid is anders as dit wat die agnostikus sê. God is onbegryplik, dis die waarheid. Tegelykertyd kan jy hierdie God, wat vir jou rede en jou verstand onbegryplik is, regtig
verhouding ken, want hy openbaar hom aan jou in sy woord, in Christus. En dit is radicaal lewensverandering, om die onbegryplike, oneindige, ewige God in 'n verhouding te ken. Dit bring ware lewe, dit bring doel, dit bring waarheid, sekerheid, vastigheid, hoop, toekoms. Dit is wonderlik. En dit is wat ons vandag kon leer oor. God is onbegryplik. Julle moet 'n goeie dag verder hê en 'n goeie week verder hê.